Baie dankie. Ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Johannes, hoofstuk 6. Johannes, hoofstuk 6. Johannes 6, 'n gedeelte wat baie keer aangehaal word, maar dalk nie altyd gepreek word nie, oor die gewig, oor die hardheid van die manier hoe die Here Jesus hier oorkom. Maar vir ons vanmôre van groot belang, om te kyk wat sê die woord van die Here in die gedeelte. Johannes hoofstuk 6 gaan ons kyk na, wat beteken dit om Jesus te kies? Wat beteken dit regtig om Jesus te kies? Maar voordat ons hier saam lees, kom ons dit so, ons buig die hoofde en ons vra die Here se seën op sy woord. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om in hierdie oggend saam te kan wees, terwyl ons weet, baie is weg vir die lang naweek. Verder eis die koue sy tol en as mense bietjie seer het, dan vererger hierdie koue die pyn en ons vra Here dat u dan ook daar mense sal aanraak en sal genees deur die kruisdood van die Here Jesus. Dat u bloed gevloei het, nie net vir sonde nie, maar ook vir siekte. En ook vir ons heiligmaking. En ek dink aan mense wat in smarte leef, dat die woord sê ook daar in Jesaja 53, ook ons smarte het hy op hom geneem, ons hartseer, dit hy gedra. En nou Here, baie dankie dat ons vanmôre na die troon van genade kan kom en kan nader en vra, Here, dat u vanmôre met ons elkeen sal spreek, dat hierdie woord sal iets raakslaan in ons eie harte, en in die tyd waarin ons lewe, dat wanneer ons rondom ons kyk, dat ons nie bekommerd sal raak nie, maar sal weet dat u weet alles, en dat u volkome in beheer is. En u 2000 jaar terug geskryf, en ons storie daaroor het Paul gebid, vir Timotheus wat sê, weet dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Tye wanneer mense gaan moet kies, tussen die wêreld en u. En sommige gaan kies meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het sê, maar die krag daarvan verloon het. Ja, Here, u sê daar gaan mense wees wat lyk 'n gedaante is soos kind van die Here, maar van binne is hulle dit nie. Die vraag vanmôre dan, wat beteken dit om die Here Jesus te kies? Here Jesus, mag u dan in hierdie gedeelte besonderlik vanmôre met ons harte werk. Here, help ons om nou te vergeet van vanmiddag se lekker kos, die skaapbout in die oond, of die pampoen op die stoof, of die rys, of die aartappels, vergeet daarvan. Vanmôre net fokus op u woord. Here, ons is in 'n gejaagde wêreld, besig elkeen, en sommige gebruik hierdie naweek net om bietjie weg te kom, net om asem te haal, maar mag u woord hulle ook later dan bereik, hulle wat bietjie weg is met vakansie. Maar Here, nou het ons die voorreg om as gemeente, as liggaam van Christus hier saam te kan wees, en u woord te kan lees, en te kan delf, en sien wat is u boodskap vanmôre vir my. Nie vir een langs my nie, maar vir my. Here, mag u met elkeen van ons praat, en daardie vraag by elkeen van ons kom vra vanmôre. En nou Here, open vir ons die woord, want die opening van u woord bring lig. Dit maak die eenvoudige verstandig. Dankie Here vir u woord. Dankie vir u Heilige Gees, wat onder ons werk, van sitplek tot sitplek, om verligting te bring, ons wat in duisternis is. En nou Here, wees u hier teenwoordig,
wandel onder ons, wees onder ons. En weet dat ons is besig met u woord. En u Here Jesus, Christus Jesus en hom as gekruisigde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees Jesaja 6, Johannes, hoofstuk 6, Johannes hoofstuk 6 vers 60. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet, dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Hoe dan, as julle die seun van die mens daarin sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woord wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was, wat nie glo nie. En wie hy was, wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand kan aan my toe kom, as die Vader, as hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van die disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woord van die ewige lewe, en ons het geglo, en erken, dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, ek het nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel, en hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai. Hy wat een van die 12 was. Net tot hiertoe, dan vereers uit die woord van die Here. As ons dan praat met oor die gedagte, wat beteken dit om Jesus te kies? Lees ek weer vir u vers 60, en baie van sy disippels het gesê, tot hierdie woord hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Nou van watter woord het hulle gepraat wat swaar is om te hoor? Nou daarna gaan ons kyk dan in hierdie diens, en hierdie gedeelte wat ons gelees het. Is dit maklik om die Here Jesus te kies? Besonder aandag vestig op daardie woordjie kies. Want hier in hierdie gedeelte moes hulle gekies het. Kies vir die Here Jesus of kies teen die Here Jesus. En as ek u vanmôre sou vra, is dit maklik om die Here Jesus te kies? Of is dit moeilik om die Here Jesus te kies? Is dit maklik om net 'n sticker op jou kar te sit van Jesus se naam, of op jou hemp 'n naam te dra met die naam Jesus, of 'n hoed, 'n kep op te hê met die naam Jesus op, en om so nou en dan in die kerk te sit, en soms bietjie te bid, en soms bietjie Bybel te lees? Is dit wat het ons gaan kos, om die Here Jesus te dien? Of beteken dit om altyd swaar te kry, alles weg te gee, en honger te ly, en elke dag in sak en as te sit, en grond oor jou kop uit te gooi, oor jou sonde toestand, en die ellende van die wêreld, en altyd deur net swaar te kry, en niks van hierdie wêreld te geniet nie? Is dit wat het ons gaan kos, as ons Jesus kies? Of beteken dit, as jy Jesus kies, dat dit altyd net goed gaan? Gaan dit altyd net goed gaan met jou, as jy die Here Jesus kies? En alles loop net reg, altyd reg?
gaan jou geloof so sterk staan dat jy net wonderwerke gaan sien gebeur en dat jy jou hele lewe deur net gelukkig gaan wees as jy Jesus kies. En ek dink jy sal saamstem, nee, nie een van hierdie goed nie. Nou hier in Johannes 6 is 'n besondere gedeelte. Hy begin in hoofstuk 1, in hoofstuk 6 vers 1 met hierdie woorde, vers 2 sê, en 'n groot menigte het hom gevolg omdat hy tekens, omdat hulle tekens gesien het wat hy gedoen het en hoe hy die siekes aangeraak het. En 'n groot menigte was daar saam en hulle het 'n kwessie gehad. Hulle moes vir hulle brood gegee het en Jesus sê vir hulle, bring wat ons vir hulle kos gee. En ons weer aan Filippus, die pessimis het gesê, nee, ons het niks nie, ons kan nie, ons moet hulle wegstuur. En Andreas, die een wat altyd mense na Jesus toe gebring het, sien 'n geleentheid en hy bring 'n kind met broodjies en visse na Jesus toe. En daardeur doen die Here weer een van daardie wonderwerke. Nou hierdie wonderwerk word opgeteken in al 4 evangelies. Nie net in een nie, maar in al 4. Dat die Here Jesus het brood vermeerder. By een geleentheid was daar 5000 mans sonder die vrouens en die kinders. Ander keer was daar 3000. So daar was massas bymekaar wanneer die Here Jesus hierdie groot wonderwerke gedoen het en hulle het gekom vir die wonderwerke. Want hoe wonderlik is het om te sien hoe die Here Jesus van 5 broodjies soveel brood verander, dat duisende mense word gevoed deur dit. En terwyl hulle die brood sien, en dit eet, en dit geniet, sê die Here Jesus vir hulle die volgende woorde in vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood. Daai woordjie ek is, ego eimi. Daardie woorde wat in Eksodus 3 vers 5 gebruik word, waar Moses by die brandende bos staan, en hy sê, trek die skoene van jou voet af en die grond waar jy op staan is heilige grond, want ek is teenwoordig, daarom is dit heilig. En hy vra vir die stem in die bos, wie moet ek sê, is die ene wat met my spreek, en hy sê, ego eimi, ek is. En die Here Jesus in Johannes sê telkens, ek is die deur. Ek is die water van die lewe. Ek is, en hier in vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. So die Here Jesus gebruik hierdie aanknopingspunt van die vermeerdering van die brode om te sê, ek is die brood van die lewe. Wie in my glo sal nooit honger ly nie. En dan gaan hy verder in vers 40, dat hy die Seun van God is, wat mense kan opwek uit die dood. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dae. En hieroor het hulle al begin murmureer, vers 41. Toe hulle hierdie woorde hoor, dat hy sê, dat hy is die Seun van God, en dat hy die mag om vir iemand die ewige lewe te skenk, as hulle in hom glo. En daaroor het hulle begin murmureer, want hulle hou nie van hierdie boodskap nie. Hulle hou nie daarvan dat Jesus homself as God maak nie. Nou die moslems is baie geneig om te sê, nêrens sê Jesus, aanbid my nie. Hier sê die Here Jesus, ek is die brood van die lewe. Wie in my glo sal nooit honger kry nie. Vers 37, al wat die Vader my gee sal na my toe kom. Vers 40, en ek sal hom wat aan my toe kom, sal ek opwek in die laaste dae. Ek sal hom die mag van die lewe gee. Die Here Jesus sê baie duidelik, volg my. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hieroor het hulle gemurmureer. So hulle het baie duidelik verstaan dat die Here Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daarom dat hulle gemurmureer het. En dan in Johannes 6 vers 47 staan daar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe.
Wie in my glo, hulle vertroue in Christus geplaas het, en Christus hulle kom was het met sy bloed, hulle het die ewige lewe. Vers 48, ek is die brood van die lewe. En nou begin die Here Jesus dit half erger te laat klink. Dit hy klaar gesê, ek is die brood van die ewige lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Maar nou kom die Here Jesus en hy sê 'n sekere woord, wat hulle tot aanstoot is. Hy sê vir hulle in vers 53, Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie my vlees eet, en my bloed drink nie, dan het julle geen aandeel in my nie. As julle nie my vlees eet, en my bloed drink nie, dan het julle geen aandeel in my nie. Wat preek Jesus hier? Preek hy hier om 'n kannibaal te word? Cannibalism. Om mense se vlees te eet. En soos die sataniste bloed te drink. Is dit wat die Here Jesus hier van ons verwag? Op grond van hierdie vers gebruik die ortodokse en die Rooms-Katolieke gebruik hulle hierdie teks om te sê dat die nagmaal red. Nou dis nie wat die Here Jesus hier sê nie, hy het voor dit verduidelik. Ek is die brood. Hy is die een wat lewe gee. En as julle my het, het julle die lewe. Nou hier sê die Here Jesus nie dat die nagmaal red nie. En hy inteendeel, ek dink oor sy verwys hier na die nagmaal nie. Hy verwys na sy kruis. En nou hom as die woord, ons gaan nou daarby uitkom, hoe Petrus dit verstaan en hoe Petrus dit verstaan. Die Rooms-Katolieke en die ortodokse Christene, hulle glo in transubstansiasie. Het julle al hierdie woord gehoor? Transubstansiasie. Wat beteken, so in hulle kerke werk het bietjie anders. Jy mag nie dit vat en eet nie. Jy moet vorentoe kom en die priester sit dan daardie broodjie op jou tong. Jy moet jou mond oopmaak en hy sit hom op jou tong, want jy mag nie aan hom vat nie. En die oomblik wanneer hy dit op jou tong sit, glo hulle, verander dit letterlik in die vlees van Jesus. En wanneer jy dit drink, verander dit letterlik in die bloed van Jesus. Dan eet jy die liggaam en jy drink die bloed van Jesus en daarom kan jy hemel toe gaan. Want jy het nagmaal gebruik. Dis wat hulle glo. Dis nie wat hier staan nie. En ons gaan nou uitkom by wat hier eintlik staan. En sommige het verstaan dat Jesus na homself wys as die weg, die waarheid en die lewe, dat Jesus die woord is, en sommige het nie verstaan nie, dat Jesus homself verwys as die woord nie. In Markus 6 vers 52, gee vir ons 'n oorsig oor wat hier gebeur. En daar staan in Markus 6 vers 52 hierdie woorde, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. So hy sê, by die ete van die brood, het hulle nie verstandig geword nie, omdat hulle harte boos is. So die mense wat hier was, wie se harte boos was, en nie hulle vertroue in Jesus wou plaas nie, hulle het nie verstaan wat Jesus hier gesê het nie. Maar hulle wie se harte ontvanklik was, wat die hart soos grond voorbereid was vir die woord, hulle het hier die woord aanvaar, en hulle het verstaan en ingesien, en hulle het geglo, dat Jesus die Seun van God is. 6 vers 60, ons teks van oordenking, en baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Vers 63 verduidelik dit, wanneer die Here Jesus sê, dit is gees, die gees wat lewend maak, want die vlees is van geen nut nie. So die gees maak lewend, die vlees is van geen nut nie. So hulle fokus eintlik nou hier op die vlees, op die vleeslike liggaam van die Here Jesus, op die vleeslike bloed, en hulle kyk verby dat Jesus is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Want dis tog wat hy sê in die gedeelte.
Maar hy sê in vers 62, hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvaar, waar hy tevore was, as julle maar net kon sien hoe hy opvaar, hoe hy vandaan gekom het, die brood uit die hemel. Die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woord, sê die Here Jesus, die woord wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Hy praat hier van 'n lewende Jesus, nie 'n dooie Jesus nie. Jesus sê hierdie woord, die woord wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Hierdie woord is gees en lewe. Nou in vers 60 het ons gelees, hulle sê, hierdie woord is hart. Jesus sê die woord gee lewe. En dan sê Petrus, toe hy antwoord gee, toe sê Petrus hierdie antwoord, in vers 68, Here, na wie toe sal ons gaan? Want u woord, u het die woord van die ewige lewe. So die aandag val op die woord, dat dit die woord is wat vir ons lewe gee. Dat Jesus is die woord. En ons weet het, Johannes telkens dryf hy daar die punt, dat Jesus die woord is. In Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord, vers 14, het vlees geword. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Besef u dat hy praat oor homself as die woord, dat hulle wat aan hom glo, dat hy die brood van die lewe is, dat hulle die ewige lewe kan ontvang. Die woord wat ek tot julle spreek, is die woord wat lewe. U het die woord van die ewige lewe. In Johannes 5 vers 40 sê Jesus vir hulle, julle wil nie die woord hê en na my toe kom en lewe nie. Weens hierdie gedagte dat die vlees eet en bloed drink, het hulle gesê, Here, dit klink vir ons te erg. So 'n kruisdood, so 'n boodskap van die kruis, wat te maak het met vlees, wat afgeskilder word en bloed wat vloei, geeseling en spykers deur die hande en spykers deur die voete. Hierdie boodskap is 'n harde boodskap. Ons wil dit nie hoor nie. Martin Luther moes hierdie gedagte van nagmaal, hierdie gedagte van transubstansiasie, moes hy verwerp en sy vertroue in Jesus plaas om gered te word. En jy kan maar gaan Google. Martin Luther het hierdie gedagte van die Rooms-Katholieke sterk teëgestaan en gesê hulle vat dit mis. So wat beteken dit? Om te glo en te erken dat Jesus die enigste weg is en dat die bloed van die Here Jesus gestort word aan die kruishout en sy liggaam verbrysel sodat ons kan lewe. Deur te sien het ons nou gesing, deur te sien op die kruis is daar lewe en is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowige op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Vers 3 sê, nie jou trane, gebede, bekering of berou nie, maar net sy bloed. Nie jou trane, gebede, bekering, berou nie, maar sy bloed werk versoening vir ons. Kyk weg van jouself. Plaas jou vertroue in die Here Jesus. Kyk weg van jou eie dade, jou doop, jou lidmaatskap en kyk na die Here Jesus. Hy alleen is die een wat kan red en genees en heilig maak deur sy kruisdood. Ons kyk na die gedeelte in die volgende 4 punte. Die eerste punt sien ons, baie van sy disippels kies hom nie. So die vraag wat ons dan in die begin gevra het is, wat beteken dit om Jesus te kies? En ons sien nou hier, die disippels maak 'n keuse, hulle kies hom nie. In vers 60 staan daar, en baie van sy disippels toe hulle hierdie woord hoor, het hulle gesê, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En dan in vers 63, vers 66 verskoon, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan
en nie meer saam met hom gewandel nie. Nadat die Here Jesus hierdie boodskap gepreek het, van sy bloed en sy vlees, sy kruisiging as te ware, waar hy gekruisig gaan word, en dat hulle 'n gekruisigde Jesus gaan moet aanbid, het hulle gesê, nee, hierdie woord is te hard. Ons soek 'n koning wat wonderwerke doen. Ons soek 'n koning wat op 'n perd ry. Ons soek 'n koning wat op 'n troon sit. Ons soek nie 'n koning wat aan 'n kruis hang nie. En daarom draai hulle om en wandel nie meer saam nie. Hulle kies Jesus nie meer nie. In Lukas 10 vers 17 staan daar was 70 disippels buiten die 12. En hierdie 70 is deur Jesus opdrag gegee, gaan uit, maak siekes gesond in my naam, bid vir hulle en die duiwel sal van hulle vlug. En hierdie 70 disippels het dan uitgegaan. En hulle kom later terug en sê, Here, die duiwels onderwerp hulle aan ons. In Jesus naam gaan die duiwels van hulle uit. In Jesus naam word mense genees. Wonderwerke gebeur. Hierdie 70 het dit beleef. En hierdie 70 kom op 'n punt en 'n plek in hulle lewe waar hulle hoor, maar Jesus gaan gekruisig word. En dat sy bloed is dit wat kan red. En hier het die 70 wat die wonderwerke gesien en aanskou het. En Matteus 7 vers 21 tot 23 vind plaas. Daar staan hier, en Jesus sê, baie gaan in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons in U naam duiwels uitgedryf, in U naam kragtige dade gedoen nie? Het ons nie op U strate geleer? Het ons nie saam met U aan tafel gesit nie? En dan sal Jesus vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Maar Here, ons het aan duiwels uitgedryf, soos hierdie 70 disippels. En hierdie ouens kies. Die oomblik toe Jesus sy kruis breek, en sy bloed en sy vertroue in sy naam alleen, toe draai die 70 disippels om, en hulle kies om nie meer met Jesus saam te wandel nie. Want die woord wat op hulle ore val, is te hard. En ons soek nie so 'n harde boodskap nie. Die woord is hard, daarom draai hulle om. Baie gaan kerk toe. Baie gaan vir prys en worship. Maar die oomblik wanneer hierdie woord oopgemaak word en hierdie woord word gelees, dan stap mense weg en sê nee, ons wil dit nie hê nie. Gerrit Meyer het gepreek by 'n sekere kerk onlangs, en hy het opgemerk dat daar is nie 'n Bybel op die kansel nie. Het opgemerk dat daar is 4 of 5 mense in die gemeente met 'n Bybel. Hy het agtergekom dat mense soek nie hierdie woord nie. Hulle soek stories, praise and worship, dalk 'n getuienis of 2, maar net nie die woord nie. Hierdie woord, liewe vriende, sif. Hierdie woord sif die ware kinders van die Here en die valse kinders van die Here. En die valse kinders van die Here, die wat nie waarlik kinders van die Here is nie, hulle sal omdraai en sê nee, hierdie woord is te hard. Draai na 'n ander kerk toe, wat 'n ander Jesus verkondig, wat sagter op die oor val. Want daar sal 'n tyd aanbreek, wat mense aan die gehoor gestreel wil wees, en vir hulle menigte leraars sal versamel, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en die oor sal afkeer van die waarheid, en dit sal wend tot fabels. Wat 'n fabel? Dis 'n storie. Sal wegkeer van die woord, en sal wend na stories toe. Die woord sif mense, en hier sif die woord mense. En 70 disippels draai om en loop, nadat die ander, wat van die wonderwerke brood geëet het, klaar weggedraai het. Hoeveel was daar? Duisende gewees. En hulle het weggedraai. En hier draai die 12 disippels, verskoon die 70 disippels, draai weg. Die massas kies nie Jesus nie. Die massas kies nie Jesus nie.
So met ander woorde, die massas is nie altyd reg nie. As jy 'n kerk sien, maar hoor jy so, in die massas, daar's duisende mense. Moenie aanvaar, omdat daar duisende mense is, hulle is op die regte pad nie. Want die massas is nie altyd reg nie. Inteendeel, die woord van die Here sê, die mag van hierdie wêreld is in die mag van die duisternis. En die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke is boos. Daarom het hulle die wêreld liewer as die woord van die Here. En hier los hulle Jesus, hulle kies om Jesus te los. Die tweede punt wat ons in hierdie gedeelte sien is, in vers 61, Jesus weet vooraf wie hom gaan kies. Vers 61 sê, en Jesus het in homself geweet, dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit tot aanstoot vir julle? Is hierdie woord van bloed en vlees en kruisiging, is dit vir julle tot aanstoot? Is dit vir julle tot aanstoot dat ek die brood van die lewe is? Is dit vir julle tot aanstoot dat ek die seun van God is? Is dit vir julle tot aanstoot dat dit gaan julle kos om na my bloed en my liggaam te kyk, om gered te word? Vers 64 sê die volgende, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was, wat nie sou glo nie, en hy het geweet wie hom was, wat hom sou verraai. So Jesus weet vooraf, omdat hy God is alwetend, en Jesus is God die Seun, daarom is God die Seun ook alwetend. En hy weet wie hom gaan kies, en wie hom nie gaan kies, en hy weet wat die motief agter, hoekom ons hom gaan kies, of hom nie gaan kies nie. Jesus weet wat Petrus gaan doen. Hy weet dat Petrus gaan op 'n stadium kom voor 'n diensmeisie, en sê en bely in openbaar, ek ken daai man nie, ek ken nie vir Jesus nie. En steeds het Jesus vir Petrus lief. Jesus weet dat Judas gaan hom verkoop. Inteendeel, ek weet nie of jy al gelees het waar die gedeeltes afspeel nie, maar Judas het meer as net Jesus verkoop. Daar staan geskryf in die woord dat Judas die voorloper was. Dat hy die leier was van hulle wat hom gevangene geneem het. Het julle dit al raak gelees? Dat Judas genoem is die leier van hulle wat Jesus kom vang het. En hy het Jesus gesoen. Om te dink, Jesus laat hom toe, in sy alwetendheid, om so naby aan hom te kom, dat hy hom kan soen. En hy weet hoekom hy hom soen. En hy sê vir Judas, verkoop jy die seun van die mens met 'n kus? 'n Soen is bedoel om lieflik te wees, om 'n simbool van liefde te wees. En hier gebruik hy die simbool van liefde, 'n soen, om Jesus mee te verkoop. Betrayed by a kiss. En Judas verkoop Jesus. Jesus het dit geweet, en steeds het hy saam met hom gesit aan tafel. Steeds het hy vir Judas dieselfde geleentheid gegee as wat hy die ander 11 gegee het. Jesus het geweet wat vooraf gaan gebeur. Hy het geweet dat hierdie massas wat na hom toe gekom het, wat hy vir brood gegee het, dat dit hierdie selfde massas gaan wees, wat gaan uitskree, kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Dis hierdie massas, wat hy genees het, wat hy gevoed het, dit is hulle, wat hom op die einde gaan kruisig. Hy het geweet, in sy alwetendheid, weet hy vanmôre, hoekom julle hier is. Hy weet hoekom is sommige nie hier nie. Hy weet hoekom ons hom gekies het. Wat is die motief daarachter? Hoekom ons hom gekies het? In Johannes 2 vers 24 tot 25 sê Jesus, vir almal wat hom kom, en hulle vertrou in hom plaas, kan lewe. Maar hy weet,
dat daar sommige is wat nie in hom glo nie, daarom kan hy homself nie aan hulle toevertrou nie, want hy weet wat binne hulle is. Hy weet dat hulle gekom het met vooropgedagte idees. Hy weet dat hulle het gekom na hom toe, om hemel toe te gaan. Ons baie wat na Jesus toe kom. En hulle motief is, ons wil hemel toe gaan. Ons kom nie na Jesus toe, omdat ons hom wil hê nie. Ons kom nie na Jesus toe, ons kom hom vir dit wat ons uit hom uit kan kry. Ons kom na die Here Jesus toe, vir dit wat hy vir my kan bied. Hy kan vir my vrede, hy kan vir my deure oopmaak. Dis hoekom hulle van hulle gekom het. Of sommige van hulle het gekom vir die wonderwerke, vir die broodjies en die visies. Jy sal sien baie keer by arme gemeenskappe. Hulle kom nie vir die woord nie. Hulle kom vir die broodjies en die visies, vir die sop, en vir die ete. Hulle voel niks vir die woord nie. Hulle kom net vir die kos. Wat is ons motief? Is ons motief om hemel toe te gaan en nie hel toe te gaan nie? Of is ons motief dat, Here, ek is 'n sondaar. Here, omdat ek 'n sondaar is, het ek 'n redder nodig. En ek weet, hy het aan 'n kruis gesterf vir sonde. En dat net die bloed van die Here Jesus kan my reinig. En ek kom na U toe, Here, want ek is 'n sondaar. Daardie tollenaar wat gesê het, op sy bors geslaan het en gesê het, o Here, wees my sondaar genadig. Net sy sonde besef en die Here Jesus sê, ek het gekom om sondaars te red. Gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy ken die motief. As jy vanmôre hier sit en jy weet dat jy's gered. Jy weet daar het 'n dag aangebreek waar die Here jou hart gewas het. Dan was dit omdat die motief van jou hart was, jy besef jy's verlore. En die Here het jou kom was met sy bloed. Maar as jy vanmôre hier sit en jy sê, maar ek weet nog nie van so 'n oomblik waar die Here my kom was het nie. Ek het nou al gebid, ek het nou al gesmeek, ek het nou Bybel gelees, ek het kerk toe gekom, ek het gesoek. Wat is die motief hoekom jy kom? Die Here red net verlore mense. En as ons besef ons is verlore, dan kan die Here red. Hier lees ons baie duidelik, hy het geweet wat in hulle is. Hy het geweet. Hy weet vanmôre hoekom jy na hom toe kom. Kom jy na hom toe net vir dit wat jy uit hom uit kan kry, of kom jy vanmôre om jou lewe weg te gee aan hom? My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer. Neem my alles as 'n offer op die altaar neer. My alles op die altaar en wagtend op die vuur van die Here. Here, ek kies U bloed. Die Here Jesus weet vanmôre wat jy in jou hart kies. In die derde plek vra Jesus vir hulle in vers 67 om te kies. Hy vra hulle om te kies. In vers 67 staan daar, nadat die klomp gegaan het, toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle 12 nie ook maar weggaan nie? Almal het hom verlaat, toe hulle die kruisboodskap hoor, en daar 12 oorgebly. Van oor die duisende, bly daar 12 oor. En nou sal baie predikante sê, Jesus was nie 'n suksesvolle prediker nie, want hy sy gemeente laat groei van 5000 na 12 toe. Jesus was nie baie suksesvol nie. Ons sou vir Jesus nie eers 'n gemeente gegee het nie. Want hy gaan die gemeente leegpreek. Want hy gaan die kruis preek. Hy gaan sy bloed preek. Hy gaan preek dat hy is die enigste weg en die waarheid en die lewe, en dat jy vertroue in hom moet plaas, nie jou eie werke, niks wat jy self doen, kan jou red nie, maar net hy, sy bloed, maak vry. Jesus sou kerke leeg gepreek het. En hier het hy die massas weggepreek. Daar bly 12 oor en hy vra vir hulle 12. Die woord is hard. Maar wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle nie maar kies om weg te gaan?
Ek dink vandag se kerke sou Jesus gekruisig het. Vandag se kerke wil nie die boodskap hoor nie. Hulle soek 'n mensvriendelike Jesus wat suksesvol is en mense kan entertain. Die wêreld, die kerk is vandag 'n Jesus wat suksesvol is, baie geld het en wat daar is om ons te entertain. Jy weet, ons word groot in die tyd van TV en sport en al hierdie goed. So wat gebeur as jy by die huis kom? Jy gaan sit agteroor en die TV bedien jou. Jy gaan na 'n konsert en jy sit agteroor en jy word bedien. Nou kom sit jy in die kerk en jy kom sit agteroor en jy moet bedien word. Maar dis nie kerk nie. Kerk is, ware kerk is, Jesus sit in die gehoor. En die kerk moet operuit. Want Jesus sit in die gehoor. Hy is die een wat bedien moet word. Maar ons is so gebreinspoel om te dink dat ek gaan sit voor die TV en ek word bedien. Kerk werk nie so nie. Die Here Jesus se saak om Christen te wees, werk nie so nie. Werk nie soos 'n TV nie, werk nie soos 'n fliek nie, werk nie soos al die dinge wat die wêreld vandag bied nie. Jesus se vereiste is, ek sit in die bank, julle moet op die verhoog wees, julle moet operuit, en Jesus moet bevredig word. Dit is sy standaard. As Jesus vanmôre by jou kom stil staan en jou weer vra, sommige van u sal sê, ek het die Here al gekies in my lewe, hier waar ek sit vanmôre is ek gered, ek weet waaragtig dat ek gered is. Maar as Jesus jou vandag weer so vra, wil jy nie maar weggaan nie, dan is hierdie vraag vanmôre by jy los, sou jy Jesus weer kies? Sy woord is hard, sy vereistes is baie. Dat jy op sy bloed sal gee, en dat jy die prys sal betaal om sy kruis op te neem, jou kruis op te neem, en om te volg en die wêreld te verlaat. Jy sê ook, ek is gered, maar wat as die Here Jesus jou weer so vra van vanmôre? Na alles wat jy weet van die Here Jesus, en die pad wat jy gestap het tot hier toe, hoe lank jy gered is, sê, is 20, 30 jaar gered. Jy weet, jy kan nie verlore gaan nie, ek sê nie, ons kan verlore gaan nie, hierdeur net die gedagte by jy stel nie, die vraag by jy vra. Nou alles wat jy weet, wat met jou gebeur het, vandat jy gered is, sou jy vanmôre daai keuse weer maak? Sou jy weer die Here Jesus kies? En weer hier in die pad stap, van aanslag van die vyand, aanslag van die wêreld, jou eie vlees, wat die Here nie wil dien nie. En hoe dit vir die kind van die Here swaarder en swaarder raak. As jy die Here wil dien, opstaan om die Here te dien, dan staan die duiwel saam op en sê, maar ek gaan nie teestaan. En die stryd wat jy het, sal jy die Here Jesus weer kies? Of sal jy sê, nee, Here, ek het die pad gestap, ek het gesien wat maak mense met kinders van die Here, ek het gesien wat maak kinders van die Here met kinders van die Here, Here, ek het gesien wat maak die duiwel met 'n kind van die Here, hoe hy op jou neersak met groot woede, omdat hy weet sy tyd is min. Here, ek het nou gesien wat dit is, om u navolger te wees, ek gaan dit weer kies nie. Die Here Jesus sê vir hulle, onthou, Petrus, hulle het hom klaar gekies, hulle het hom klaar gevolg, hulle het klaar die bote gelos, hulle het hom gevolg, en Jesus kom by hulle en hy vra vir hulle, wil julle nie ook maar weggaan nie? Wil julle nie ook maar weggaan nie? Christene word vermoor, versoekings raak erger, draak al moeiliker. En nou antwoord Petrus in vers 68, hy antwoord Jesus,
met hierdie woorde, en Petrus antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woord van die ewige lewe. So die Here vra, wil julle nou ook maar weggaan nie? En Petrus antwoord, na wie toe sal ons gaan? U die woord van die ewige lewe. Na wie toe sal? Ons. So hy vat sy broers, en hy sê, ons volg u. Waarheen sal ons gaan? Ek wil vanmôre vir u vra, as die Here Jesus nie kom sterf het aan 'n kruis nie, waarheen sou u vanmôre gegaan het? As Jesus nie vir jou gesterf het aan 'n kruis nie. En hierdie vraag sou nou toe kom, waarheen? Petrus vra, waarheen kan ek gaan? Want u die woord van die ewige lewe. As jy Jesus nie het vanmôre nie, waarheen sal jy gaan? As Jesus nie vir ons gesterf het nie, waarheen sou jy kon gaan? Na Boeddha toe, na 'n dooie Mohammed toe, na 'n paus toe, of na 'n kerk toe met die hoop dat iemand vir jou redding sou bied. Besef jy vanmôre die waarde van hierdie woorde van Petrus, wat hy sê, u het die woord van die ewige lewe. Waarheen kan ek gaan? Daar is maar net een weg, en een waarheid, en een lewe. Vers 69, sê Petrus, en ons het geglo en erken dat u die Christus is. So na dit alles, dat hy brood vir hulle gee, dat homself vergelyk met die brood, dat hy sê, as julle nie my brood eet, en my vlees eet, en my bloed drink nie, julle geen aandele in my nie, en Petrus verstaan dit, dat Jesus is die weg, en die waarheid en die lewe. Petrus verstaan dit, dat hy moet erken en glo, dat die Here Jesus die weg is. En hier staan, en ons het geglo en erken, dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. So uit hierdie lering, van brood eet en bloed drink, verstaan Petrus, dat Jesus is die weg. Sommige het dit nie verstaan nie. Ander het dit verstaan. So verstaan u vanmôre, wanneer die Here Jesus praat oor sy bloed en sy vlees, dan praat hy oor homself. 'n lewende Jesus, wat gekruisig is en opgestaan het, dat ons vertroue in hom moet plaas. Ek wil amper sê, elke dag. Nie net een keer nie. Het gaan jou kos om elke dag te sê, Here, u het die woord van die ewige lewe. Waarheen anders kan ek gaan? Môre is daar weer stryd by die werk. Môre is daar weer stryd met die finansies. Môre is daar weer stryd in hierdie wêreld. Wat kan jy sê? Na wie toe kan ek gaan? Want u het die woord van die ewige lewe. En dan met die laaste punt, 4de punt. Jesus korrigeer Petrus se antwoord. Want Petrus sê, waarheen sal ons gaan? En ons het geglo en erken ons. En Jesus moes net daarna iets regstel, want dit is nie ons nie. In vers 70 sê Jesus antwoord hulle, ek het julle 12 nie uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. So Petrus sê, ons 12, ons glo. Maar Jesus sê nee, een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel, Judas Iskariot, sê vers 71. So Jesus korrigeer Petrus sy uitspraak en sê, ja, julle het, maar een van julle doen nie. Ek kan net indink, die verbaasenheid op Petrus se gesig, maar Here, ons 12, het dan gekies om agter te bly, en ons 12 het alles gelos en u gevolg. Here, ek vertrou, hierdie 11 broers van my, is eens saam met my. So Judas Iskariot het hulle almal bedrieg. Hy het hulle almal vir 'n raid gevat. Hy het hulle almal gebluf. Hy het geloop soos 'n Christen.
hy het gemaak soos 'n Christen, hy het gepraat soos 'n Christen. Maar hy was van harte nie 'n Christen nie. Judas het hulle almal gebluf. Hulle almal bedrieg, want hy was 'n duiwel gewees. Geld het sy hart geheers. Hy is die man wat die beurs gedra het. Hy is die een wat die geld bymekaar gemaak en die geld wat weggeraak het. Hy was die een wat toe Jesus gesalf word met daai duur olie. Hy is die een wat vinnig opstaan en sê, nee, moenie, hier is 'n salf met daai olie nie. Ons kan hierdie olie vat en ons kan dit verduur verkoop en ons kan daai geld vir die armes gee. Hy lieg, man, dit was vir sy eie sak. Jesus sê, een van julle is 'n duiwel. Jy kan dalk lyk soos 'n Christen, praat soos 'n Christen, loop soos 'n Christen, maar die hart is bedrieglik, verdorwe, ja, wie kan dit ken? Ons weer 'n recap vat oor die 4 punte. Die meerderheid kies dat Jesus se boodskap is te hard en hulle kies om weg te draai. Tweedens het ons gesien, Jesus weet vooraf wie dit is wat hom gaan kies en steeds gaan hy al sy liefde en al die geleentheid vir jou bied, want hy's God. Al gaan jy hom verwerp, al gaan jy hom kruisig, al gaan jy hom verloon, steeds gaan die Here Jesus by jou kom stil staan en sy hand na jou toe uitbrei. Al weet hy wat jy op die einde gaan kies. Verder vra Jesus, kies. Wil jy nie ook maar weggaan en die wêreld gaan dien nie? As die boodskap van die woord vir jou te swaar is, loop weg, gaan dien die wêreld. Of sal jy wees soos Petrus wat opstaan en sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Want U het die woord van die ewige lewe. Sal U Jesus weer kies? As U vanmôre 'n geleentheid gehad het om U lewe oor te kon hê, sou jy weer Jesus gekies het? Of sou jy daai tyd dalk gekies het om eerder die wêreld te dien? Daar is 'n liedjie wat my binneste so 'n bietjie in beroering bring, van 'n swart ou wat sing, I will choose you, Lord, over and over again. Here, ek sal U kies, oor en oor en oor. As daar 'n geleentheid opduik, Here, dan kies ek U. Kom ons sit en ons luister na hierdie lied. Baie dankie. I would choose